Baie welkom by lesing 33. Wat 'n wonderlike voorreg om nog in hierdie woord van die Here te kan bly. Ag, wil jy tog maar vra en jou bemoedig om nie op te gee nie en alweer gebed of wat ook al, maar later van tyd sal jy eintlik sien hoe belangrik dit is, want dit het 'n groot impak op jou eie lewe en op my, almal se lewe. Is dit so belangrik dat 'n mens die verhouding in ons Christendom, in ons Bybelskool, in ons lewe elke dag net sal in lyn kry, of hoe sal hulle deesdae sê, om in jou baan te bly en seker te maak dat al hierdie goed by 'n mens sal vassit en dat die woord van die Here, dis my gebed ook vanmôre, dat die woord van die Here, dat die Gees die woord van die Here dan so ook op die tafels van julle harte sal grafeer. Ons praat vanmôre of vandag oor waarom sommige gebede nie beantwoord word nie. En dan volg dit ook hierna op, wat is die krag van gebede wat se gebede God beantwoord? En dit is baie belangrik dat ons hierna kan kyk en dan gaan ons ook op 'n lesing kom waar ons selftoets gaan doen op onsself. Baie belangrik, alles uit die woord. So vandag moet ons baie uit die woord uitwerk. Verse, so ek wil hê jy moet dit baie mooi luister en gaan kyk na die verse, dit neerskryf en dit dan ook so te wys in dit wat jy doen. In Jakobus kom ons dan sien ons die woord van die Here sê daar in Jakobus 5. Hy begin dan sê bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Hoor wat sê hy, sodat julle gesond kan word. Daai is baie belangrik. Ek wil jou tog bemoedig om vir jou te sê, as jy sê jy gaan vir iemand bid werklik vir so 'n persoon. Dra sulke persone of so 'n persoon op in jou gebed en sonder af en bid regtig vir hulle. Want die woord sê die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En God se woord is baie uitgesproke oor die onderwerp van onbeantwoorde gebede. Dit is baie belangrik. Gebede ooreenstemmend met God se wil en tot eer van sy heerlikheid word altyd ooreenkomstig geantwoord. Gebede teen God se wil en plan wat vreemd is, kry geen reaksie van hom nie. En ek wil hê jy moet dit hoor vandag. So ek het 'n paar dinge gelys waarom God nie gebede beantwoord nie. Hoekom word ons sommige gebede, wel nie alle gebede nie, maar sommige gebede nie beantwoord nie. En natuurlik gaan ons begin by die eerste ene, die hoofbron, of almal is hoofbronne, maar kom ons begin by hierdie ene, wat ons wel bekend is, en dit is sonde. In Spreuke 28 vers 9, kom hy sê, wie sy oor wegdraai, om nie na die wet te luister nie, met ander woorde, na die woord van die Here te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Hoor wat sê hy. So, nou moet jy begin vir jouself vra, hoe kyk ek en hoe is my lewe, en is my lewe in die wil van die Here ooreenstemmend, is dit in sy plan, is dit vreemd, is dit 'n reaksie wat ek nie sal kry van hom nie? Hoor wat sê hierdie vers, hy sê, wie sy oor wegdraai, om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. In Johannes 9 vers 31, en ek gaan vandag baie skrif gee, ek wil uit die woord uit die skrif uit vandag vir julle antwoorde gee. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie. Hoor wat sê hy. Maar as iemand Godvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. En dit is so belangrik dat ons hierdie moet verstaan. Jesaja 59 wel bekend, ons ken hom vers 1 en 2. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede, hoor daar, het 'n skeidsmuur geword tussen julle en God. Met ander woorde, jou sonde het 'n skeidsmuur geword tussen jou en God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy julle nie verhoor nie. Daar is baie belangrik om dit te kan besef, dat ons moet verstaan, is daar 'n skeidsmuur. En ons gaan bietjie later onsself toets oor hierdie dinge, ons gaan bietjie kyk na dit. As ons toelaat, geliefdes, dat sonde in ons woon, verhinder dit God se krag in ons lewens. Dit verhinder dat God ons gebede beantwoord. Sonde verbrokkel ons verhouding met God. Dis baie belangrik. Hierdie moet jy neerskryf. Hierdie moet jy regtig op jou voorkop dra. Sonde verbrokkel ons verhouding met God. Die tweede ene waaroor ek met jou wil gesels is gebrek aan geloof. Ons kom nou al oor die lesings en jy moet sien hoe belangrik dit is. En ons sien wat sê Markus vir ons uit die evangelie, die boek in die Nuwe Testament, Markus 11 vers 24 en 25. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, hier is Jesus in die woord, né? Glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is,
ook julle oortredinge mag vergewe. Dis baie belangrik. Dis 'n opdrag. Dis so 'n kardinale belangrike opdrag. Dis 'n wet. Dit is wat die woord sê. As ons oor wegdraai van hierdie wet af en hierdie woord, gaan dit verhinder. Gaan dit gekeer dat God jou gebede verhoor. Jakobus 1 vers 6 tot 7, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Hoor dan, wat help dit? Ons bid, maar ons twyfel. Wat help dit? Ons bid en die vyand kom sit hierdie twyfel agtige leuns weer terug in ons kop, dan is dit te vergeefs. Want hy wat twyfel, hoor wat sê die woord, ek wil dit vir jou oopbreek vandag, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrewe en voortgesleep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, hoor dan. Dit is so belangrik dat ons dit moet hoor uit die skrif uit. Dit is slegs deur geloof wat ons God se seëninge kan geniet. Wanneer ons dit in ons lewe aktiveer, die geloof, gebed en geloof, dit werk saam. Wanneer ons bid, vertrou ons God. Here, laat U wil geskied. U moet dit verstaan vandag, dit is baie belangrik. Wanneer geloof afwesig is, dan nooi ons twyfel en dwaling in ons lewe. Wat gebeur as jy twyfel? Jy begin te dwaal. Jy begin af te dwaal. Jy begin nie meer te glo nie. Die derde een waaroor ek wil gesels vandag is selfsugtigheid. Jakobus 4 vers 2 en 3 stel dit baie mooi. Hy sê julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Wanneer ons selfsugtig bid in ons gebede is, dan sal God ons gebede nie beantwoord nie. Of hy sal dit glad nie antwoord nie. Ons moet 'n bietjie gaan kyk daarna. Bid ons net wanneer ons iets van die Here wil ontvang of hê, of het ons verhouding met hom. Gebed is 'n verhouding, is 'n dialoog, is 'n tweegesprek, is om met die Here net te kan praat, elke dag van ons lewe. Die volgende ene waaroor ek met jou wil gesels is gebed van medelee. Spreuke 21 vers 13. Wie sy oor toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. Kan ek vandag jou bemoedig om vrygewig teenoor ander te wees? Dit beteken nou nie dat 'n mens elke persoon wat jy sien swaar kry, wat staan. 'n Mens moet jou oordeel vertrou. Ek wil dit bysê. So ek wil nou nie hê jy moet kom en ek sê jy moet vir elke een gee nie. Jy moet jou oordeel vertrou. Maar wees vrygewig. Bid oor die saak. Wees vrygewig teenoor mense. Deernis vir die verlorenes was die mylpaal van Jesus se bediening. En daai is baie belangrik. Nie net om iets te gee nie, maar ook om hierdie deernis te gee aan die verlorenes, om hulle te vertel. Want dit was Jesus se bedieninge. Ons moet vir hulle bid, ons moet ons hande op hulle lê, sal ons toelaat om dit te doen. Ons moet hulle leer, ons moet disippelskap maak. Ons moet 'n deernis hê vir verlorenes. Dit beteken nie ons moet net ophou nie. Ons moet aanhou om te bid. Ons plant, ons sit ons gebede voor God se almoes en hy sal dat hierdie dinge gebeur. Ek wil vandag dit vir jou bemoedig om dit so te doen. Die volgende een is huislike probleme. Nou ja, hier kom baie opdraandes. En dit is baie belangrik hoekom gebede nie beantwoord word nie. Want 1 Petrus kom en hy gee vir ons hierdie kragtige vers 7. Net so moet julle, hoor wat sê hy, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. En dit is nogal iets wat 'n mens na moet kyk, is hoe manne hulle huis hanteer, hoe hulle vrouens hanteer. Hoe die woord kom en dan sê die vroue geslag, die swakker is, bewys ons eer aan hulle. En dit is baie belangrik en dit is iets wat ons moet doen. 'n Samesyn van gebed, vas in gebed, nagmaal doen in jou huis, om dit op te dra, om saam te worship en net te bid vir mekaar en sommer net te gesels oor die Here. Dis baie belangrik. Dit skakel al hierdie dinge uit en om te spreek dat vyhandige aanslae in jou huis nie welkom is nie. Julle moet ooreenstemmend wees en die man moet die leiding wees, want die woord sê net so moet julle manne verstandig, hoor wat sê, verstandig met hulle saamlewe. En dit is so belangrik dat ons dit moet doen. Die volgende een is trots en selfregverdigheid. Job, hierdie is nogal iets waarna ons moet kyk. Job 35, Job verstaan dit, vers 12 en 13. Dan roep hulle, maar hy antwoord nie, vanweë die trotsheid van die kwaaddoeners. In Job 30 kom ons op te staan met hierdie, dan sien ons dat Job geroep het. Hy sê, Here, waar is U? Ek roep U aan, maar U staar net na my. So Job verstaan dit, wanneer God nie antwoord nie. Job verstaan
dit wat die Here nie doen partykeer nie. En daarom kom praat hy en hy kom sien waaroor hierdie dinge gaan. Maar hoor wat sê hy? Maar hy antwoord nie vanweer die trotsheid van die kwaaddoeners. Sekerlik na nietige klagtes luister God nie. En die Almagtige slaan daar geen ag op nie. Gaan lees hierdie vers, skryf dit neer. Hoor wat sê hy daar vir ons. Die volgende een is om buite die wil van God te lewe. Hier is baie belangrik. In Johannes 5 vers 14 kom en sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. God sal glad nie jou gebede beantwoord as jy buite sy wil beweeg nie. En ek wil dit vandag vir jou sê. Gaan toets dit. As jy buite die wil van God beweeg, gaan hy nie jou gebede beantwoord nie. Ons gebede moet gegrond wees op God se wil. En as God se wil geskied in ons lewe, laat dit so wees. Dit sal jy weet. Kind van die Here, jy moet verstaan vandag, as jy daai intieme verhouding met die Here het, sal jy verstaan presies hoe om daarna te kyk. Gebrek aan gehoorsaamheid. Hierdie is baie belangrik. 1 Johannes 3 vers 22. En wat ook al bid, ontvang ons van hom. Wat ons ook al aanbid, kom ek lees met weer. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor God. Vrees God. Lewe God vreesend. Moenie lewe soos die wêreld lewe nie. Wees God vreesend voor hom. Hoor wat sê hy, dat ons sy gebooie, bewaar sy gebooie. En jy sal sien hoe welgevallig sal jou gebede voor God wees. Die volgende een, en ek sluit, ek gaan met hierdie ene afsluit. Ja, is die gees van onvergewensgesindheid. Markus 11 wat ek nou gelees het. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel nie vergewe nie. Al wat so oortredings julle ook al het, sal hy nie vergewe nie. Moenie 'n gees van onvergewensgesindheid vertroetel nie. Geliefdes, ek wil jou vandag vra, moet dit nie vertroetel nie. Wanneer jy vergewe, wanneer jy hulle vergewe wat verkeerd teen jou opgetree het, bevry jy jouself van die gees van haatdraand en depressie. Jy maak jouself los daarvan. En daar is die oorwinning. Dit is oorwinning. Gaan probeer dit, hoe ook al dit mag wees. Die moeilike tyd en die moeilike dinge wat jy in jou lewe gaan kyk, gaan toets dit. Vergewe, spreek vry, sodat jy in oorwinning kan lewe. Daar was 'n skrywer met die naam van Herbert Locker het gesê, die kern van 'n opregte, effektiewe gebed word gevind as jy in die regte verhouding met God staan. Ek hou van dit. Hoor wat sê hy? Hy sê die kern van 'n opregte, effektiewe gebed word gevind as jy in die regte verhouding met God staan. Waar daar 'n gebrek aan so 'n verhouding is God onder geen verpligting om so ons gebede te beantwoord nie. Alhoewel dit vir die heilige soms voel asof die hemel gesluit is, moet dan nie deur die ongeloof verswak word in jou geloof as dit lyk asof die hemel swyg nie. Dis mooi. Ek hou daarvan. Hou aan klop aan die hemelse deure. Hou aan. Hoor wat sê, ek wil dit net weer vir jou lees. Alhoewel dit vir die heilige soms voel dit baie kere so, asof die hemel gesluit is, moet dan nie deur die ongeloof verswak word in jou geloof as dit lyk asof die hemel swyg nie. Baie dankie dat jy saam geluister het. Lees in 33, ons gaan volgende keer op lees in 34 bietjie kyk na die effektiewe kragtige gebede wat God wel beantwoord, ook uit die skrif uit, en dan gaan ons die twee bietjie teenoor mekaar opweeg met 'n toets jouself. So hier volg jou opdrag, skryf dit volledig, doen navorsing op dit, neem tyd in, neem dit regtig in, kyk wat sê die woord, toets die skrif teen die woord van God altyd. Nommer 1, noem sommige van die redes waarom God nie dadelik ons gebed beantwoord nie. Dit is nogal belangrik. As jy nou geluister het, gaan dit vir jou baie help. Noem sommige van die redes waarom God nie dadelik ons gebed beantwoord nie. Vraag 2, waarom is God so 'n goeie Vader? Waarom is God so 'n goeie Vader? Skryf dit maar vir my, so uit jou lewenservaring uit en hoe jy daarna kyk en hoe jy dit sien. Vraag 3, watter situasie maak dat ons twyfel oor kredietwaardigheid van gebed? Watter situasie maak dat ons twyfel oor kredietwaardigheid van gebed? Vraag 4, wat is die waarmerk van Jesus se bediening? Ek het dit genoem in die lesing, so jy kan net weer daarna gaan luister, maar gaan skryf dit, gaan sien hoe Jesus gewandel het in die Nuwe Testament. Wat is die waarmerk van Jesus se bediening? Vraag 5, wat moet jy doen gedurende 'n tyd van 'n geestelike droogte?
Wat moet jy doen gedurende 'n tyd van geestelike droogheid? En dit is belangrik. Daar kom tye in ons lewe wanneer dit voel of daar geestelike droogheid in ons lewe is, maar wat moet jy doen daarvolgens? Vraag 6, die laaste enetjie. Hoe kan ons vrees en twyfel oorwin? Hoe kan ons vrees en twyfel oorwin? Here, baie dankie dat U saam met ons is deur hierdie. Dankie dat U ons weet vandag, Here, as daar enige iets is waarom ons tekortskiet, vergewe ons, Vader. Here, sodat ons gebede en almoes voor U kan kom. Dankie, Here, dat ons weet, ons het nie nodig om te vrees of te twyfel nie. Ons is meer as oorwinnaars. In Jesus naam. Amen. Tot die volgende keer, baie dankie.